Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom weer by Straatwys. Nou, ek het al vertel dat my mantra vir hierdie jaar is good vibes only. Maar dink nou vir 'n oomblik hieraan, want dit was nou Kersfees gewees in ou jaar en nuwe jaar en op sulke dae buzz jou WhatsApp en jou Facebook en almal wens mekaar al hierdie mooi goeders toe. Ons sê vir mekaar seën en voorspoed en liefde en geluk en vrede wens ons hulle toe. En dis regtig mooi. Maar dan raak dit stil weer. Miskien kry jy weer 'n boodskap op jou verjaarsdag, maar wat van die res van die jaar? Wat van elke gewone dag? Baie keer wens ons mekaar mooi dinge toe omdat dit iets is wat die dag vra, omdat almal dit doen of omdat dit sosiaal aanvaarbaar is. Maar hoeveel van daardie wense kom werklik uit ons hart uit? Hoeveel dra ons regtig op aan God? Hoeveel bedoel ons werklik? En dan gebeur iets snaaks, want die res van die jaar vergeet ons om mense mooi toe te wens. Ons vergeet om goeie dinge oor hulle uit te spreek en ons vergeet om hulle in ons gebede te dra. En dis nie dat ons nie aan hulle dink nie, want ons onthou so maklik om kommentaar te lewer deur die jaar, om te kritiseer of om foute vind met mekaar en selfs te skidder. Die Bybel sê die lewe en dood is in die mag van die tong. Dis nie klein woorde nie, dis nie simbolies nie, dis werklikheid. En as ek sê ek wil good vibes only leef, dan beteken dit dat niks, absoluut niks, as ek net met 'n glimlag rondloop, terwyl my woorde ander mense seer maak nie. Dit help nie my houding lyk reg nie, maar my tong is giftig nie. Natuurlik is daar baie dinge wat ons fisies kan doen vir mense om ons, maar soms kan ons nie help nie, ons kan nie voorsien nie, ons kan nie red nie. En dan los ons dit maar. Maar intussen vergeet ons die krag van ons ingesteldheid, ons woorde, ons uitsprake en ons gebede oor daardie mense. Dalk het dit miljoene kere meer impak as enige tasbare hulp wat ek iemand kan gee. En so vra ek myself vandag, en dalk vra jy dit vir jouself ook. Wens jy ander dieselfde vreugde toe as wat jy vir jouself wens? Nou dis maklik vir mense naby aan jou, maar wat van jou bure, die vreemdelinge, die mense wat van jou verskil, die mense wat jou seer maak of die mense wat jou irriteer? Jesus sê moenie oordeel nie sodat julle nie geoordeel word nie. Maar hoor dit mooi, want as dit waar is van oordeel, dan is dit net so waar van wense. Wat jy ander toewens, wens jy jouself ook toe. Wat jy oor ander uitspreek, keer terug na jou toe. Jy kan nie jouself verhef en al die mooi dinge van die lewe vir jouself verwag, maar dit nie vir ander mense gun nie. Jy kan nie vrede van God verwag terwyl jy dit nie uitleef en uitspreek oor ander nie. En dan kom die moeilike deel daarvan, die deel wat ons graag nie wil hoor nie. Want Jesus leer ons ook om selfs ons vyande lief te hê, om vir hulle te bid, om hulle en vir hulle seën toe te wens. En dis hier waar ek myself baie keer vang en jy dalk ook. Want ons noem onsself Christene, maar ons kies soms selektief wat in geloof ons pas. As dit maklik is, dan doen ons dit, maar as dit ongemaklik is, dan ignoreer ons dit. Maar die Bybel leer, jy kan nie net stukke van Jesus se pad kies nie. Dis alles of niks. Anders word ons, soos Paulus gesê het, 'n galmende simbaal, baie geraas, maar min liefde. Of soos Openbaring dit stel, lauwarm. En nou wonder ons hoekom ons soms uitgespoeg voel deur die lewe. So dalk beteken good vibes only nie net hoe ek voel nie, maar hoe ek oor ander dink, oor ander praat en vir ander bid. Nie net op die spesiale dae en wanneer dit my pas nie, maar elke gewone, onopvallende dag. Want dalk begin die wêreld verander, nie by die groot dade nie, maar by die stille wense wat regtig uit my hart uitkom. So ek hoop jy 'n wonderlike dag en stap mooi en tot ons weer saam stap. Totsiens.